Hallo en welkom. Nou ja, is dit weer of is dit klimaat? Hoekom kry Kaapstad reën in die winter terwyl Durban syne in die somer kry? Vandag gaan ons die basiese beginsels van die weer in Suid-Afrika 'n bietjie uitmekaar trek. Van die wolke reg bo ons koppe tot die kragte wat ons alledaagse lewens vorm. So kom ons spring sommer dadelik in. Goed, hier's 'n vraag wat dalk eenvoudig klink, maar ek weet jou, dit is een waarmee baie mense sukkel. Wat is nou eintlik die verskil tussen weer en klimaat? Ons gebruik hierdie woorde mos maar so links en regs, asof dit dieselfde ding is, nê? Maar om daai verskil te snap, wel, dis die sleutel tot alles wat ons vandag gaan bespreek. Kom ek verduidelik dit so. Dink aan die weer as die uitrusting wat jy vandag dra. Dis wat nou, op hierdie presiese oomblik buite jou venster gebeur. Miskien is dit sonnig in Johannesburg of winderig in Gebeurga, dis korttermyn. Klimaat aan die ander kant, dis jou hele klerekas. Dis nie patroon oor 'n baie lang tyd. Dis hoe jy weet Johannesburg se somers gewoonlik donderstorms bring en dat die Wes-Kaapse winters nat gaan wees. So ja, weer is 'n oomblikopname, terwyl klimaat die groot prentjie is, die verwagting. Reg. So, elke weervoorspelling wat jy sien, of dit nou op jou foon se app is of op die nuus, dit bestaan uit 'n paar kernelemente. Dis soos die basiese bestanddele in 'n resep. En as jy hierdie boustene verstaan, verstaan jy die hele voorspelling. Kom ons kyk vinnig na hulle. Eerste op die lys en seker die bekendste is natuurlik temperatuur. Dis eintlik maar net 'n meting van hoeveel energie in die lug is. Eenvoudig, hoe warm of koud dit voel. En kom ons wees eerlik, dis seker die een element wat die meeste ons daaglikse keuses beïnvloed, van die baadjie wat jy gryp op pad by die deur uit tot of jy die luigversorger gaan aanskakel. Dan het ons neerslag. Dis die amptelike groot sambreelterm vir enige vorm van water, of dit nou vloeibaar is of gevries, wat swaar genoeg word om uit die wolke te val. Maar, soos ons nou dadelik gaan sien, kom dit in allerhande verskillende en nogal fascinerende vorme voor. Jy sien, neerslag is nie net reën nie. Nee, afhangende van die temperatuur en wat hoog daarbo in die atmosfeer aangaan, kry ons verskillende soorte. Haal byvoorbeeld vorm in daai regtig sterk donderstorms waar waterdroppels op en afgeslinger word en vries. Sneeu aan die ander kant vorm wanneer waterdamp direk in yskristalle verander in vriesende koue. Selfs die verskil tussen 'n swaar reënbui en 'n fyn misreën vertel vir ons 'n storie oor die tipe wolk en die vog aan die lug. En dan is daar wind. Weet jy, in sy kern is wind eintlik nie die natuur wat probeer om 'n balans te vind. Lug beweeg van hoëdrukgebiede na laadrukgebiede en daardie beweging, dis wat ons hieronder as wind voel. Weerkundiges kyk na twee goed, die spoed natuurlik en net so belangrik, die rigting waarvandaan dit kom. Laastens het ons die wilklaag. Dis bloot 'n maatstaf van hoeveel van die lug deur wolke bedek is. Dit klink dalk eenvoudig, maar dit beïnvloed alles van temperatuur. Dink daaraan, wolke kan soos 'n kombers optree en hitte vasvang, of soos 'n skild wat die son se strale wegkeer, tot natuurlik die kans op reën. Goed, so ons ken nou die elemente. Maar hoe verander ons hierdie goed wat ons sien en voel in akkurate data? Wel, kom ons loer 'n bietjie in die weerkundige se gereedskapskis in, hulle speurder se toolkits, om die weer te kan verstaan. Om hierdie elemente te meet, gebruik ons spesifieke instrumente. So, vir temperatuur is dat die een wat ons almal ken. 'n Termometer natuurlik. En hier in Suid-Afrika meet ons dit in grade Celsius. Eenvoudig, maar absoluut noodsaaklik. En wanneer dit kom by hoe vinnig die wind waai, die windspoed, dan gebruik ons 'n instrument genaamd die 'n anemometer. Jy het dit seker al gesien, daai klein koppies wat so in die rondte draai in die wind. Hulle meet die spoed baie presies, in kilometer per uur. En laastens, om presies te weet hoeveel water nou eintlik uit die lug geval het. Daarvoor is daar die reënmeter, dis 'n deurslaggewende instrument wat die reën opvang en die hoeveelheid in millimeters meet. Hierdie drie instrumente, die termometer, anemometer en reënmeter, vorm die ruggraat van enige weerstasie. Reg, kom ons beweeg nou aan en kyk hoe dit alles in die regte lewe bymekaar kom. Ons gaan hierdie kennis nou toepas op 'n ongelooflike interessante gevallestudie, die unieke en ja, diverse reënvalpatrone van ons eie land, Suid-Afrika. Weet jy, een van die mees merkwaardige dinge van Suid-Afrika se klimaat is hoe ons reënval verdeel is. Dis glad nie 'n one-size-fits-all storie nie. Die grootste deel van die land, die binneland, maak staat op daai dramatiese somerdonderstorms. Maar dan, die Wes-Kaap, heeltemal uniek,
kry sy reën van koue fronte in die winter. En dan is daar 'n gelukkige strook al langs die suid- en ooskus wat deur die hele jaar reën kry, wat 'n heeltemal ander soort omgewing skep. Kyk net 'n bietjie na die kontras tussen twee van ons groot stede. In Kaapstad is die somer droog en die damme maak staat op daardie koue, nat fronte van die winter. Maar vlieg jy oor die land na Durban toe en die prentjie draai heeltemal om. Daar is die winter die droë seisoen en die lewe word aangedryf deur die warm, vogtige sommerreëns. Dit wys jou net hoe ongelooflik divers ons land se klimaat werklik is. Goed, ons het die teorie nou onder die knie en ons het die Suid-Afrikaanse konteks behandel. Maar die groot vraag is, hoekom moet jy hieroor omgee? Kom ons bring dit terug na jou eie daaglikse lewe en kyk na die baie praktiese impak wat die weervoorspelling het. Dink gou vir 'n oomblik aan jou dag tot dusver. Die weervoorspelling het heel moontlik beïnvloed of jy 'n trui of 'n T-hemp aangetrek het, nê? Nee. Dit het dalk jou planne vir 'n naweekpraai gemaak of gebreek. Vir 'n boer of 'n bouer is daai voorspelling nie net 'n gerief nie, dis 'n kritiese besigheidsinstrument. Selfs jou oggendrit werk toe kan deur mis of reën ontwrig word. Die weer is amper soos 'n onsigbare hand wat ons daaglikse logistiek rig. Uiteindelik kom dit maar net hierop neer. Of ons nou daarvan bewus is of nie, die weer het 'n direkte invloed op amper elke besluit wat ons neem, elke liewe dag. En so, kom ons terug by waar ons begin het. Die weer van vandag is net 'n enkele bladsy in 'n baie, baie lang boek. Die werklike storie, die groot storie, lê in die patrone oor dekades, ons klimaat. En die groot vraag vir ons almal is, hoe is daardie storie besig om te verander? Dis die vraag wat ons almal in die komende jare in die oë gaan moet kyk. Dankie dat jy ingeskakel het.